Gelykenis nommer 34. Dit is so 'n belangrike onderwerp by die twee aanbidders, dat ons nie alles in een lesing kon inkry nie. So, ons doen nou nog 'n stuk. Want ek en jy is aanbidders. In hierdie gelykenis sien ons, die een aanbid homself, sy vaardighede, sy status. Die ander ene aanbid die Here. Die een het nie behoefte nie, die ander het behoefte. En ek en jy is in een van die twee kategorieë. Mag die Here ons help om te besef, ons kan net vir hom aanbid. Liefdevolle Vader, seën ons terwyl ons deur hierdie pragtige gelykenis gaan werk, deur 2. In Jesus naam, amen. Jesus het beloof om ons middelaar, en luister hier, en waarborg te wees. En dan as jy dink jy is nie goed genoeg nie, en hy slaan niemand oor nie. Hy slaan niemand oor nie. 'n middelaar en 'n waarborg. Hy kan sy werk waarborg met betrekking tot ons redding. Is dit nie 'n strelende, pragtige gedagte nie? So beteken so hopeloos. Hy sê nee, moet my help, is julle nie hopeloos nie. Hy kon nie sien dat ons aan ewige verderwing oorgegee word nie, 'n mislukking nie. Hy sou die straf vat en in ons plek kom sterf. En in daai sterwe het ons alles, 'n ewige lewe. Hy kyk met die grootste jammerte, deernis en liefde na elke sondaar wat besef dat hy of sy hulle self nie kan red nie. Is dit nie mooi nie? Dit is so na ons kyk as ons voel ons is te hopeloos. As ons onsself met moedverlorenheid na sy redding kom, ons verloor baie keer moed, leef ons vir ewig saam met hom. Ons moet net na hom toe kom soos ons is. En hy los ons nooit soos hy ons gekry het nie. Hy werk aan mekaar met ons. Ons kan met vrymoedigheid ons seer en ons sondes na hom toe neem. En niemand anders te doen nie. Sy woord nooi ons om al ons vertroue in hom te plaas. En as jy op die oomblik wankel, plaas al jou vertroue op hom. Hy het die mag en liefde om ons karakters en ons wil soos syne te verander. Wat? Hy het so 'n hoë ideaal vir ons. Daar is nie mag in Satan en sy geleedere om 'n sondaar te verwoes wat sy vertroue op Jesus geplaas het nie. As ek Jesus vertrou, kan die Satan en al sy triljoene engele niks aan my doen nie. Kom ons vertrou hom. Vertrou hom met die versoekings waarmee ons sukkel, of wat ook al, vertrou hom. Jesaja 40:29, hy gee die, ek weet nie of jy op die oomblik bietjie moeg is nie, hy gee die vermoeide krag. Hierdie is psigiese krag en vermeerdig sterkte vir die wat geen kragte het nie. As jy sien nie weer instorting kry, of wat ook al, hy gee weer krag. Kom ons maak staat op sy krag. As ons sondes bely, dit is so 'n mooi teks hierdie. Ons moet sê ekskuus. Is nie maklik nie. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van, luister hier, alle ongeregtigheid te reinig. Hy vat die hele verlede, maak skoon. Soos jy iets in jou lewe het op die oomblik, praat met hom. Hy maak alles skoon. Die Here sê, alleenlik ken jou ongeregtigheid. Ons moet besef, ons is gevalle. Alleenlik ken jou ongeregtigheid. Ken jy joune, ek ken myne. Dat jy teen jou God oortree het. Baie keer ontwikkel mense 'n gevoel teen iemand. En dan moet jy bid tot die gevoel weggaan. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word
van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Ons het net een oplossing. En die oplossing is Jesus vir al ons probleme. Maak staat, maak gebruik van hom. Maar ons moet ons tekortkominge erken. Want kennis bring berou en ootmoed. Is julle met my? Maar ons moet ons tekortkominge erken en sê, Here, ek is kinder, of wat ook al. Ek is 'n dief. Want kennis van wat verkeerd is, bring berou en ootmoed, dan so jammer. Dit moet gebeur voordat ons vergifnis en vrede by die Here kan vind. Wil jy vrede hê? Die Fariseer, soos ons gesien het, het geen berou getoon nie. Die Heilige Gees kon niks vir hom doen nie. Geen berou, het gedink. As jy nie honger is nie, soek jy nie kos nie. Maar as jy nou net 'n groot maaltyd geëet het, het jy nie behoefte aan nog kos nie. Hy was met 'n eie geregtige wapenrusting omhul. Eie geregtig, wat die Here verhoed het om sy hart mooi te maak. Ons moet tog nie dink, ons is oulik nie. Ons is nie oulik nie. Ons sit met hierdie gevalle natuur, vandat ons verstand kry, tot as jy oor die 90's gaan, moet jy nog steeds wakend bid. Het is net die mens, wat besef dat hy of sy sondig is, wat Jesus kan red. Ek moet behoefte as ek na hom toe gaan, dan kan hy my help. Hy het gekom om die wat verbryseld van hart is te genees. Miskien het iemand jou hart gebreek. Om in die gevangenis vrylating te verkondig. Jy is miskien in die gevangenis van, ek kan nie vergewe nie. Om in die gevangenis vrylating te verkondig en dan blindes herstel van gesig, om die aangenaam van die Here aan te kondig. Soek jy ook daai aangename jaar. Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. En my liewe vriend, ons is siek. Ons is baie siek. Ons het hierdie dokter baie dringend nodig. Het is belangrik dat ons gevalle toestand moet besef, anders sal ons nooit ons behoefte aan Jesus voel nie. So beteken moet ons 'n bietjie introspeksie doen. Ons moet van die gevare bewus wees, of ons sal nooit na 'n veilige plek kan vlug nie. Ons moet die pyn van ons wonde voel, want dan sal ons mediese hulp, geestelike mediese hulp gaan soek. Die Here sê, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, ek is okay, en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat jy is, wat ellendig, beklaanswaardig, en arm, en blind en nakend is nie. Ons is nie okay nie. Hier sê die Bybel, wat is ons probleme? En daarom moet ons elke dag by die Here gaan aanklop, sê asseblief, help ons. Ek raai jou aan, jy wil dink jy is okay. Dit is so mooi, die Bybel is so pragtig, ek raai jou aan. Het is net 'n gedagtetjie, sê die Here, om van my te kom koop. En wat is die produkte wat hy verkoop? Goud, wat deur vuur gelouter is. Dier, kosbare goud, sodat jy kan ryk word. Jy dink jy is ryk, jy weet nog niks. Hier is die rykdom wat ek vir jou wil gee. En wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. As ons by die Here is, kan ons beter sien. Maar as ons eie geregtig is, dan is ons blind. Die gelouterde goud is geloof wat deur liefde werk. Is dit nie mooi nie? Geloof wat deur liefde werk. Nie haat nie, liefde. Dit alleen kan ons in harmonie met God bring.
Ons kan bedrywig en besig wees, maar sonder liefde. 'n Liefde soos die liefde van Jesus, kan ons nooit deel van die hemelse familie wees nie. Kom ons bid vir meer liefde. Niemand kan sy ontsettende gevullenheid eintlik raak sien nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is hy. Wie kan dit ken? Is 'n wonderlike teks hier in Jeremia. Dis ons toestand. Terwyl ons met God oor die armoede van ons gees praat, kan die hart ook terselfdertyd sy bors in verwaandheid uitstoot en homself met verhewe nederigheid en geregtigheid bluf. Die hart is bedrieglik. Ons het die Here verskriklik nodig. Daar is net een manier waarop ons 'n kennis van ons ware toestand kan verkry. Maar daar na heuweltjie te stap nie daar van Golgotha. Daar moet ons Jesus sien. Hy kla nie, hy stikkend, dis net bloed. Dit is 'n gebrek aan kennis van Jesus. En dit is so 'n mooi studie, die kennis van Jesus, wat ons so goed oor ons eie geregtigheid laat voel. Dit is 'n gebrek aan kennis van Jesus. Ek dink ons moet sy lewe meer studeer. Wat ons so goed oor ons eie geregtigheid laat voel. Want as ons nie na die model kyk nie, dan lyk hierdie model vir ons nogal oulik raak. Maar as jy hom sien, dan besef jy, jy's kort, jy kom ver kort. Wanneer ons oor ons vlekkeloosheid en reinheid pyns, sal ons geestelike bankrotskap raak sien. En dit is belangrik om dit raak te sien. Ons sal ons verlorenheid besef en kennis neem van ons lelike klere van eie geregtigheid. Jy weet, mense beskuldig jy is jy eie geregtig. Nee. Ons is nie okay nie. Ons sal dan nie anders as ander sondaars lyk nie. Ons is soos hulle almal. Ons is nie superheiliges nie. Ons sal besef dat as ons ooit gered word, dit nie as gevolg van ons goedheid is nie. Het jy dit? Ons is nie goed nie. Maar uitsluitlik deur die Here se openbare genade, vergifnis en liefde. Ek was een keer in Duitsland, 31 Oktober, die hervorming, en hulle daar 'n diens in daai pragtige kerk gehad van Luther. En ek onthou daai predikant het iets moois gesê. As ons voor die Vader kom, in Jesus se geregtigheid, word ons mooi. Wil jy mooi wees in die oë van die Vader? Neem Jesus se geregtigheid aan. Die gebed van die tollenaar is beantwoord omdat hy net op die Here vir redding staat gemaak het. Ons moet hierdie teologie reg verstaan. Jy kan net op hom staat maak. Sy eie geregtigheid was vir hom walglik. Heer, ek het alweer mense verneek vandag. Dis hoe ons moet optree wanneer ons diepe gevallenheid na God uitroep. Ons moet met 'n geloof van 0 selfvertroue op die oneindige krag van die Here aanspraak maak. Ek wil hierdie gedagte weer lees. Dis hoe ons moet optree wanneer ons in ons diepe gevallenheid na God uitroep. Red my. Geen uiterlike optrede kan die plek van eenvoudige geloof en verloning inneem nie. Dis nie iets buitekant nie, dis iets binnekant. Geen mens kan homself van die lelike in homself leegmaak nie. Ek probeer dit vir 90 jaar, kan dit nie doen nie. Ons kan net toestem dat die Here die werk in ons sal volbring. Wag, Here, help. Want hierdie gevallenheid hier sleep ons deur die lewe. Jy kan hom nie los nie. Hy saam met jou die hele tyd. Hy gee jou altyd moeilikheid. Jesus sê, as jy agter my wil aankom, moet jy jouself verloon.
Dan sal die taal en die lied van die siel wees. Ag Here, neem asseblief my hart, want ek kan dit nie gee nie. Dit is die eiendom. Ek het niks om te gee nie, ek is sy eiendom. Hou my hart rein, want ek kan dit nie regkry nie. Ons het hom op elke gebied van die lewe nodig. Red my, ten spyte van myself, my ou selfsugtige, onchristelike gedrag. Verhef my na die rein atmosfeer, waar die ryke strome van die liefde deur my siel na ander sal vloei. Hy verwag dat ons meer gebruik van hom sal maak. Dis nie net aan die begin van die Christelike lewe dat hierdie verloning van self gemaak moet word nie. By elke hemelwaarts, by elke tree hemelwaarts, moet dit vernuwe word. Al ons goeie werke is afhanklik van 'n krag buite onsself. Maar ek wil vir jou sê, as jy ook 91 jaar oud word, sal jy sien, jy is nie oulik nie, jy is nie okay nie. Jy die Here dan ekstra nodig. Daar moet onverpoosde, voortdurende soeke na God wees. Soos 'n hert wat smag na waterstrome. So smag my siel na U, o God, sê die psalmist. 'n voortdurende, baie ernstige, hartverskeurende belydenis van ons sondes en 'n vernedering van my siel voor hom. Die digter sê, nothing in my hand I bring. Nothing. Simply to the cross I cling. Net met 'n gedurende selfverwerping, selfverloning en 'n gedurende vertrou op Jesus kan ons veilig deur die lewe gaan. As te veel lelike mense en te min goeie mense, hoe nader ons aan hom kom, hoe duideliker sal ons die reinheid van sy karakter waarneem. Die gedagte gekry. En hoe meer sal ons ontsettende gevallenheid besef. Ons sal onsself minder wil verhef en hom meer wil verhoog. Hulle wat Jesus as die heilige beskou, hierdie is so mooi, sal die laaste wees om van hulle eie goedheid te praat. Ag toch, nou lei 10. Petrus het 'n getroue getuie van Jesus geword en hy was grootliks met goddelike lig en krag vereer. Hy het ontsettend baie vir die opbou van Jesus se gemeente gedoen. Maar Petrus het nooit sy verskriklike, skandelike verloning van Jesus vergeet nie. Hy was tot in die grond verneder. Die wonderaan. Sy sondes is vergewe, maar hy het besef dat slegs die genade van Christus hom kon help. Hier is diep gedagtes. Hy het niks in homself gesien waaroor hy kon trots wees nie. En die pragtige 2 hoofstukke geskryf boeke, Petrus 1 en Petrus 2, dit is baie mooi, jy kan dit gerus lees. Nie een van die apostels of profete het ooit gesê dat hulle sondeloos was nie. Ek het een keer 'n interessante gebeurtenis gehad. Die man is gevra om een van ons leraars te wees. Hy sê vir my, hy het vir 3 weke nie een keer gesondig nie. Ag toch, en hy het hom 20 gemors gemaak. Hy is weer uit die bediening. Orontig. Asseblief, besef jou behoefte, my vriend. Mense wat eerder sou sterf voordat hulle 'n verkeerde daad sou pleeg, was almal mense wat hulle sondige gevalle nature bely het. Ons moet in ons kop kry, ons het die Here nodig. Dat lied sê, I need thee precious Jesus, for I am very poor. Hulle het geen vertroue in hulle self gehad nie. En hulle het ook nie op hulle eie geregtigheid staat gemaak nie.
Hulle het uitsluitlik op die geregtigheid van Jesus vertrou. Die posisie moet verskuif word. So sal dit met almal gaan wie se oë op Jesus gefestig bly. Ons het Jesus baie nodig. Lees sy verhale in die 3 evangelies en die synoptiese Johannes. Hoe verder ons op die pad van bekering bly stap, hoe dieper en mooier sal ons bekering word. Hoe verder ons op die pad van bekering bly stap, hoe dieper en mooier sal ons bekering word. Bekering is 'n proses. Dit is vir hulle wat die Here vergewe het, vir hulle wat hy as sy kinders beskou, dat hy verklaar, dan sal julle dink aan julle verkeerde weë, soos hom aanskou, en aan julle handelinge wat nie goed was nie. En julle sal vir julleself walglik wees oor al julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Ons is gruwelik sleg en ons het Jesus aan mekaar nodig. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Daai lieder is so mooi. En ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat ek die Here is, sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as ek vir jou versoening sal bewerk. Jy kan dit nie vir jouself doen nie. Oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here, Here. 'n Slegte sondaar kan kom en hy se vir ons versoening doen. Ek kan net met sy kleed van geregtigheid bekleed word. Dis al wat aanvaarbaar is. Nie my kammerstige gekleed van, ek is oulik nie. Ons sal nie meer oor ons sogenaamde geestelike prestasies spog nie. Ons sal terdee besef dat ons geestelike welstand net in Jesus bestaan. Ons sal Paulus se belydenis ons eie maak. Hy sê, want ek weet, en hy was 'n oulike man, hierdie Paulus, hoor. Maar hy sê, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds voor nie. Besef jy dit? Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. In harmonie hiermee lees ons die volgende. Maar wat my betref, Paulus, mag ek nooit roem nie. Weet ons so graag roem. Jo, ek het nou dit en dit en dit gedoen. Dis wat die mense vir my sê en so aan. Maar wat my betref, die kampioen van die sondaars, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Ons kan net met hom spog, ons kan nie met onsself spog nie. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit. Hoe? Met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. As hy stemmetjie met jou praat. En hy praat nogal dikwels met ons. Luister. Verootmoedig jouself. Breek met jou verkeerde gesindheid. En dan kan die Here in ons werk om ons mooi te maak. Ons hoef nie bang te wees dat God sal nalat om sy beloftes aan ons nie so na te kom nie. Dat sy geduld miskien met ons sal opraak nie. Of dat hy sy liefde en deernis van ons sal onttrek nie. Nee, jy sal bly val, my liewe vriend, tot jy doodgaan. Van nou tot dan, maak net op hom staat. Ons gevallene natuur het ons onbetroubaar gemaak. Bedrieglik is hy uit alle dinge, ja, verderflik is hy. Wie kan hom ken?
Moenie jouself vertrou nie, vertrou die Here om jou te help. Wees liewer bang dat selfsug tussen ons en hom sal ontstaan. Selfsug is 'n duiwel, hoor. Ons moet eerder vrees, bang wees, dat ons eie wil met die van die Here se eeldrome vir ons sal bots en sy ideale vir ons nie sal verwesenlik word nie. Hy het 'n plan vir jou. Vind uit wat is sy plan vir jou. En dis heerlik as jy dit besef. Ons moet vrees dat ons op ons eie krag sal vertrou. Wees bang om jouself staat te maak. Vrees dat ons hand uit sy hand sal gaan los en sonder sy teenwoordigheid hierdie lewe gaan probeer stap. Ek dink ons kan beter doen. Ons moet alles wat trots en selfsug aanwakker vermy. Ek weet ek het een keer 'n Mercedes gekoop. Daai kar het so lekker gery. Man. Nou stemmetjie het met my gepraat. Ek weet die wêreld se goed kan ons bietjie aangryp. Ek wil liewer swaar kry. En jy moet toch gaan. As lekker kry en sonde en weelde verloor gaan. Ons moet waak om nie te vlei of gevlei te word nie. Dis die Satan se werk om te vlei. Hy wil ons laat goed voel. Hy spesialiseer in vleitaal, beskuldigings en om mense te veroordeel. Hy vlei jou en dan beskuldig hy jou. Pas op vir hierdie vyand. Hy wil jou vernietig. Vat die accolades maar weg. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Net hy is goed. Net hy is goed. Ek is nie goed nie. Hy doen enigiets om ons te verwoes. As ons mense vlei en prys, ons kan goeie hoedanigheid. Iemand het gesê, speak words of commendation, maar moenie vlei nie. As ons mense vlei en prys, kan ons moontlik as Satan se agente optree. Want hy wat ons wil prys. Sê, man, jy is wonderlik. Kom ons herlei elke woord van vlei en prys weg van onsself. Kom ons haal onsself uit die prentjie uit. As ons goed gedoen het, hy kry die krediet, nie ons nie. Net Jesus alleen mag verhoog word. Dis 'n pragtige lied, laat die heiland nou verhoog word. Hoekom? Aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Hy moet verhoog word. Mag ons lof altyd na hom opstyg. Opstyg, opstyg, opstyg. Die harte wat nie op die rots geval en gebreek is nie, spog daarmee dat hulle nog heel is en niks oorgekom het nie. Hulle wil op 'n breë pad stap, waar al hulle goeie hoedanighede vertoon word. Ag, ons is so pateties. Hulle eie liefde en strewe na gewildheid en waardering sluit Jesus uit hulle harte uit. Ons wil graag aandag hê. Het is gevaarlik. Ons sluit Jesus uit ons harte uit. Sonder hom is daar maar baie droefheid. Sonder hom is daar maar baie droefheid. Daar is nie 'n mens wat sy hart nie gebreek het nie. Maar met Jesus in ons harte is ons soos 'n fontein vol borrelende waters van vreugde. Kan jy sien hoe borrel hierdie fontein water uit? Almal wat hom aanneem, het rede om te juig en te sing. Want so sê die hoë en verhewene, dis nou nie ek en jy nie, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. En hierdie pragtige woorde dan, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by verbruiselde en nederiges van gees.
dis waar hy kom bly. Die verbruiseldes, nederiges van gees, om te laat herlewe die gees van die nederige, en te laat herlewe die hart van die verbruiseldes. Waar wil hy bly? Is dit nie 'n mooi teks hierdie van Jesaja nie? Dit was toe Moses in die rotsskeur geskuil het, dat hy die heerlikheid van God gesien het. Wanneer ons in Jesus die rots skuil, sal hy ons met sy deurboorde hand beskerm, en ons sal hoor wat hy so graag vir ons, sy diensknegte, wil vertel. Hy wil hê ons moet ervaar wat Moses ervaar het. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Daar kan ons iemand prys, God vir sy goedheid. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Jy weet, mens kan lang oor hierdie pragtige karaktertrekke van God pyns. Wat die goedertierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Ek is bly vir die pak slaap wat ek ook kry, doen my goed. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek, aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en vierde geslag. Dis nou maar die fisiese oorerwing wat ons kinders kry, as gevolg van ons sondige lewens. Die werk van verlossing het gevolge wat moeilik is om mooi te kan verstaan. Ek wil hierdie weer lees. Die werk van verlossing, dat hy sonder soos ek en jy kan verlos. Dit is 'n ongelooflike proses. Het gevolge wat moeilik is om mooi te kan verstaan, soos skryf is, wat die oog nie gesien het. Ons weet nie presies hoe werk hierdie pragtige verlossings wat die Here in ons lewens bewerkstellig nie. Wat die oog nie gesien het nie, ons het nie begrip nie. En die oor nie gehoor, ons hoor nie daai musiek van sy wonderlike werk in ons lewe nie. Van 'n mens opgekom het nie. Wat God berei het vir die wat hom liefhet. Is julle saam met Paulus en my? Dis 'n wonderwerk as ons hom toelaat in ons lewe. Ons kan dit nie begryp, so groot, mysterieus is dit nie. Hy kan jou vergewe, my vriend. As jy verbruisel is, kan hy jou optel, hy behoort by sulke mense. Wanneer die sondaar deur liefde van Jesus getrek word en voor die kruis neerval, vind 'n nuwe skepping plaas. 'n Nuwe skepping. Hy kry 'n nuwe hart en word 'n nuwe skepsel in Jesus. Daar is niks meer wat hy nodig het nie. Verlossing het vir hom alles gegee. Verlossing gee vir ons alles. Geluk lê in 'n verhouding met die Here. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Romeine 3. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Hier is iets groots, groot ervaring. Die skande en rampe wat sonde veroorsaak, is ontsettend groot. Maar oneindig groter gaan die eer en verheffing deur God se verlossende liefde wees. Wat? Hierdie goed is te groot vir my om te begryp. Ek het vir die Here gevra dat hy met jou hart sal werk. Dat hy met my hart sal werk, terwyl ons hierdie studie gaan doen. So sê die Here, die verlosser van Israel, sy heilige, aan die diep veragte, is 'n gesindheid wat ons moet ontwikkel. Aan hom wat 'n afskie is by die volk. 'n knegt van die heersers, koning sal dit sien en opstaan, vorste
En hulle sal neerbuig ter wille van die Here wat getrou is, van die Heilige van Israel, wat hy uitverkies het. Want elkeen is weer terug by die dictum, wat homself verhoog, sal verneder word. En wat homself verneder, sal verhoog word. Weet, mense moet tog nie sleg praat van ons nie. Ons wil nie verneder word nie. Wees bly, sal jou verneder. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Volgende keer kyk ons na 'n baie ryke hoor. Liefdevolle Vader, dankie dat as ons besef dat ons arm is van gees, ver van volmaak is, dat ons altyd na U toe sal kom vir hulp. Ek bid vir hierdie ou sondaar, en vir die sondaars wat na die lesing gekyk het. Maak ons afhanklik van U, en nie van onsself nie. In Jesus naam, amen.